Goeienaand. Ons begin vanaand 'n reeks gesprekke oor die Here, ons as sy kinders en ons plek en taak binne in sy skepping. Ons bely in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2, dat daar 2 middele is waardeur ons God ken. Ten eerste deur middel van die skepping, die onderhouding en die regering van die hele wêreld. Dis immers voor ons oë soos 'n mooi boek, waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is, wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, duidelik laat sien. Soos die apostel Paulus sê, in Romeine 1 vers 20, al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem. Ten tweede, maak hy hom deur sy heilige en goddelike woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend. En wel soveel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is, tot sy eer, tot saligheid van hulle wat aan hom behoort. Die 2 middele, die natuur en die skrifstuur, staan nie teenoor mekaar nie, selfs nie langs mekaar nie, maar is in een gevleg met mekaar. Ek dink, dis nie 2 boeke nie, maar hoogstens 2 hoofstukke van 1 boek, deur een en dieselfde skrywer geskryf. Wanneer ons dus nadink oor ons plek, ons deel van en ons taak in die skepping, doen ons dit vanuit die geopenbaarde woord van die Here. Dit is deur die woord dat ons leer dat die Here die skepper is. En dit is deur die woord wat ons leer hoe ons met die skepping moet omgaan. En dit is deur die woord waarin die Here vanuit sy skepping ons onderrig en ons leer. Wanneer ons dus gaan nadink oor God, ons en sy skepping, dan geld die volgende uitgangspunte. Ons dink met ontzag hieroor na, in die heerlike belydenis dat die Here die skepper van die hemel en die aarde is. Hy is groter as en hy is ver verhewe bo sy skepping. Ons doen dit met nederigheid, omdat ons as mense self deel van die skepping is en ons nooit daarvan kan losmaak nie. Ons dink na met die verwondering dat die Here in sy skepping die mens na sy beeld geskep het en aan die mense besondere verantwoordelikheid in sy skepping gegee het. Ons dink na oor met dankbaarheid oor die ongelooflike wonder dat God 'n plek geskep het waarop mense kan woon en waar mense deur die natuur versorg word. Ons dink na met die belydenis dat die skepping ly onder die gevolge van die sondeval van die mens en onder die gevolge van die dood as straf op die sonde. En ons dink na met 'n skuldbelydenis dat ons die Here in die praktyk van ons lewe baie keer losmaak van sy skepping en met die skepping maak en breek asof dit aan ons behoort. Die Here het ons as mense in sy skepping geplaas om in volmaakte harmonie te bestaan, sodat die skepping en ons die Here sal loof. Mag die nadenke ons opnuut bewus maak van die grootheid en die onweergrondelike almag en heerlikheid van die skepper. Mag dit ons bewus maak van ons rol en ons verantwoordelikheid in die skepping. En mag dit ons bewus maak van hoeveel ons by die natuur kan leer oor hoe die Here hê ons moet lewe. En dit alles behou ons die perspektief dat ons nie koud en klinies oor die Here en sy skepping dink nie. Ons is in Jesus Christus immers verloste kinders van die skepper, van die Here. Ons dink na oor ons Here en oor ons Here se skepping en hoe ons met ons Here se skepping besig kan wees. Goeienaand.